Het jy al jou tyd en energie ingesit in iets en toe misluk dit? Het jy al soveel ingesit in iets wat nie gewerk het nie? Ek wil gou iets met jou deel want ek het dit ervaar in my lewe. So klompie jare terug, by my huis is daar 'n perskeboom. En hierdie perskeboom dra die lieflikste perskes. En ek besluit toe die jaar, weet jy wat, ek wil hierdie boom bewerk en ek wil die beste potensiaal uit hom uithaal. En ek spandeer tyd en ek snoei en ek bewerk daai boom en ek spandeer tyd. En ek maak seker alles is reg. En ek maak seker geen goggaatjie kom by hom nie. En ek reël al by my ma en ek sê, hoorie so, hierdie lekker geel perskes, ek wil hê ma moet my help, dan lê ons dit in en ons gaan dit bewerk. En ek sien al in my geestesoë hoe ek hierdie perskes geniet. Yes, ek sit soveel tyd in, soveel effort in. Yes, en ek beskerm daai boom en ek maak tyd en ek maak seker alles is reg. Weet jy wat gebeur? Nou dra daai boom. Hy dra pragtig. Yes, ek sien, daai takke hang so swaar soos wat hy al die vrugte dra en ek is opgewonde man. Yes, ek is opgewonde. En hierdie boom dra pragtig. Maar nou is hierdie perskes nog nie heeltemal ryp nie. Nog nie naaste by om enige een af te pluk en te geniet nie. En daar kom die dag, kom daar 'n storm oor ons huis. En daai storm bring haal. En daai haal slat daai perskeboom stikkend. Hy verwoes hom. Na die reën, na die haal, ek beweeg uit en ek kyk na die skade wat gerig is en daar's amper niks van daai boom oor nie. Elke perske is afgeslaan, die blare is afgeslaan, daai boom is verwoes en my gemoed sak. En ek dog, ja, hier's die perskes daarmee heen. En so gebeur dit ook baie keer in ons lewe. Want daar's baie wat ons insit. En ons sit in en ons spandeer tyd in soveel dinge in ons lewe en dan misluk dit. Dan misluk dit. Is dit dan 'n rede om handdoek in te gooi? Is dit dan 'n rede om op te gee? Is dit dan 'n rede om te sê, weet jy wat, ek is klaar, ek gaan nie meer aangaan nie? Ja of nee? Nee. Ek het geleer uit dit en Vader het iets aan my kom openbaar met dit. Dat net omdat iets misluk, beteken nie dis verby nie. Want ons as mens gaan baie keer mislukkings deur. Ons as mens gaan baie keer dinge deur wat daar 'n storm in ons lewe kom, of ons probeer iets en dit werk nie. Dit beteken nie ons moet nou ophou en dit beteken nie ons moet nou handdoek ingooi nie. Net omdat die lewe jou plat geslaan het, beteken nie jy moet nou handdoek ingooi nie. Inteendeel, staan op en veg voort. Halleluja! Vader kom gee aan ons 'n veggees. As jy 'n ware kind van Elohim is, dan beteken dit jy moet veg. Jy moet aanhou. Daar's 'n gesegde wat die wêreld nou natuurlik vir ons gee en is aanhouer wen. En ek lees in die woord en ek wil vandag hierdie met jou deel. Ek wil hierdie met jou deel op hierdie Vrydagoggend. Hier by Herbou wil ek hierdie met jou deel want ek is seker daar is iemand wat hierdie moet hoor vandag. Net omdat jy mislukking ervaar het, beteken nie jy moet nou opgee. Want ons almal gaan daardeur. En ek wil vir jou lees wat gebeur hier in die woord in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 24. Luister wat sê die woord. Hy sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Halleluja! Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Met ander woorde, dit beteken dat die wedloop wat ek en jy het partykeer gevare. Daar's partykeer omstandighede. Daar's partykeer 'n struikelblok in ons pad. En baie van ons sien al die wenstreep. Net soos wat ek in my geestesoë al hierdie perskes gesien het en ek het al gesien hoe my ma dit inlê en ook hoe hierdie perskes geniet en die vrug daarvan geniet, die tyd wat ek ingesit het, die effort en alles wat ek gespandeer het om daai boom te bewerk en te bewaak. Ek het al gesien hoe geniet ek dit. Weet jy wat? Dit realiseer nie.
Net so moet ek en jy, ten spyte van die storms en die omstandighede en die struikelblokke in ons lewe, moet ons fokus behou. Ons moet hardloop op hierdie wedloop, en die wedloop van die lewe is partykeer moeilik. Die wedloop van die lewe het partykeer gevare en omstandighede. Weet jy wat? Ek besef vandag, as ek terugdink aan daardie boom, besef ek wat baie keer wat boere moet deurgaan. Want boere sit in en hulle plant duisende hektare, en dan kom daar partykeer either droogte of oorspoelings. En wat gebeur as jy jou hele oes verloor? Wat gebeur? Ek verstaan dat dis partykeer moeilik, en ek verstaan hoe mense moeilike besluite moet maak vir die pad vorentoe, maar net omdat sulke dinge gebeur, beteken nie jy moet nou moed opgee nie. Dit beteken nie jy moet nou handdoek ingooi nie, want weet jy wat, die God wat ek en jy dien, is nog steeds 'n God van deurbraak en 'n God van herstel. Halleluja! En al wat ek en jy moet doen is, ons moet ons wedloop hardloop, en ons moet fokus op die wenstreep. So hardloop so, dat jy dit sekerlik kan behaal. Daarom moet ek en jy fokus hou. En ek is mal oor hierdie gedeelte wat ek nou vir jou gaan lees. Eers skryf Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 9, en hy praat oor die wedloop. En hy praat dat ons moet hardloop om dit sekerlik te verkry. En so moet ek en jy nie ophou nie. Ons moet nie opgee nie. Ons moet nie moed opgee nie. Ons moet deurdruk tot aan die einde toe. Ek meen, die woord sê dit tog in Matteus hoofstuk 24 vers 13. Wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Maar nou kom Paulus aan die einde van sy lewe, en hy skryf die volgende, en hy sê, in 2 Timoteus 4 vers 7, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, die goeie stryd gestry. Ouens, die lewe is partykeer 'n stryd, hoor. Die dinge wat ek en jy deurgaan is partykeer 'n stryd, hoor. Ons het omstandighede, ons het situasies, ons moet die goeie stryd stry. So ten spyte van ons omstandighede, en ten spyte van die feit dat ons partykeer misluk, en die storms van hierdie lewe kom slaan ons perskeboom stikkend. Ten spyte daarvan, ons moet aanhou om die stryd te stry. Paulus skryf, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig. Hoe het hy dit voleindig? Hy het gehardloop asof hy dit sekerlik gaan verkry. Hy het sy oë gefestig op die leidsman, Yeshua, ons verlosser en saligmaker, en die einde van ons geloof. Halleluja! So hy hardloop. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig. En hier kom die belangrike gedeelte. Hy sê, ek het die geloof behou. Halleluja! Ek het die geloof behou. So ten spyte van wat ek en jy ervaar, ten spyte van waartoe ons gaan, moenie jou geloof verloor nie. Moenie jou vertroue verloor in die lewende God. Moenie jou oë afhaal van Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Moenie jou oë afhaal van dit wat die lewende God kan doen in jou lewe nie, maar hou jou oë op die wenstreep. So hou jou oë op die wenstreep, behou jou geloof, en ek wil hierdie woord wil ek vandag vir jou gee, en ek is seker daar is iemand wat hierdie vandag moet hoor. Sien, want die woord kom in ons lewe. Die woord kom in ons lewe en dit verander ons perspektief. Dit verander ons uitkyk. Dit gee vir ons weer hoop. Dit gee vir ons weer geloof om aan te hou. So daar is dalk iemand vandag wat hierdie woord moet hoor, wat dalk op die punt is om handdoek in te gooi. Wat dalk op die punt is, nadat jy dalk alles verloor het, en nadat jy misluk het, miskien is dit die 3de, die 4de, die 5de mislukking. En daar's baie keer is daar mense, en dis eintlik 'n religious cliché, ag nee, daar het nou 3 dinge met my gebeur, en so dis nou verby. Okay, maar wat is die 4de een gebeur? En wat is die 5de een gebeur? Ons is nie gewaarborg dat daar's net 3 slegte dinge wat met ons gebeur, en nou gaan ons weer okay wees nie. Nee. Weet jy wat moet ons doen? Ten spyte van ons mislukkings, ten spyte van wat ons deurgaan, hou die geloof, en kyk op van waar jou hulp vandaan kom. En ek weet, ons hulp kom van die lewende God, wat hemel en aarde gemaak het. Weet jy wat, daar is nie so 'n ding soos 'n hopelose situasie. Dit bestaan nie.
daar is net 'n hopelose mens. En hierdie woord wil ek vir jou gee, dat jy nooit hopeloos sal word nie, maar dat jy ten spyte van dit wat ons ervaar en beleef, dat jy die geloof sal behou. So, weet jy wat? My perskomoor was stikkend geslaan, maar ek het net weer oor begin. Net weer oor begin. En so is daar baie keer dinge in my lewe wat gebeur het, en weet jy wat? Ek het misluk, ek het al foute gemaak, en ek het al misluk, en weet jy wat? Ek begin net weer oor. Weet jy hoekom? Want die lewende God is getrou. En as ek en jy ons oë vestig op die wenstreep en ons hardloop asof ons dit sekerlik sal verkry, dan sal ons dit verkry. Halleluja! Nou mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Wees geseënd op hierdie pragtige Vrydag. En van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.